Yo, yo, good afternoon, guys. Yo, Vanalas, welcome to the fourth episode of the other podcast. Yo, ek is hier baie seker Vanalas ons nog 'n bietjie gesels het hier. It's been a minute. Ek dink die laaste keer wat ons nog gesels het was voor Easter. Yes, the weekend before Easter weekend. But I hope you guys are well. For the guys who have been waiting, vir die mense wat gewag het vir die volgende episode. Die volgende episode is hier. Welkom terug. Vir diegene wat vir die eerste keer gaan kyk. Vir diegene wat nog in die vorige episode gekyk het, moenie skaam as jy gaan kyk die vorige episodes en please don't forget to like, comment, share and subscribe. Yeah, but yo, it's been a minute. So many things happened. Ek het, just to start, I had a conversation with another groot man, someone I consider a groot man. He was passing by, but it's someone I have been interacting with occasionally. So he asked me, when are we gonna do a Straight Afrikaans podcast? So I told him, no, don't worry, you must come. Hulle moet kom hiernatoe, because I still don't have someone to talk with or someone to share knowledge with or someone to share topics with, so to say. But ek sal baie graag like om dit Afrikaans te hou. Baie graag like om dit Afrikaans te keep. So in this episode I'm gonna try to keep it baie Afrikaans, because I'm from Willemo. In Willemo, the majority of us speak Afrikaans. If you come to Willemo, you must learn to speak Afrikaans. I'm sorry to say, and I am from Willemo, and I'm still representing Willemo until the day the Lord decide that's the end. But without further ado, let's go. So, is baie lang, so ek gaan net try recap 'n paar dingetjies van hy tyd af tot nou toe. So, ons het Easter weekend gehad. Easter weekend, was baie nice. Ons het ons eerste buitekant event gehad, 'n bietjie op die baan. Saam met mense wat definitief dan die inisiatief geondersteun het. En ek sal sê vir my was dit 'n groot sukses. Even though op die einde van die dag ondersteun ons mense maar nog steeds net vir wie hulle wil ondersteun. Ek verstaan die kwessie van dat die hekgelde is R100 is baie geld. Mense wat nou nie in Willemo bly nie en nou die episode gaan kyk, gaan dink, ag nee, ons betaal R100 elke naweek om sulke events by te woon, maar vir ons mense in 'n klein plekkie soos Willemo is dit maar bietjie baie. So die mense wat daar was, weer eens, ek sê baie dankie van my kant af, because hulle weet ek is aan die voorkant as dit kom by entertainment en wat as dit in Willemo kom. So ek sê dankie vir die mense wat daar was, vir die ouens wat dit georganiseer het. Shout out Meister, jy ken mos altyd. So ek kan nie wag vir die volgende een, my brother. Sodra ons so goedjies reg is, kan ek nie wag vir die volgende een, because why? Ek dink dit gaan nou stop. Dit gaan net 'n bietjie lank vat, maar om te stop op dit vir my as persoonlik, of vir my as 'n persoon om so te sê, sal ek sê ek het baie tyd nou al gehad in die hele entertainment spasie, so om die tipe events te doen, sien ek nie meer hoekom ons dit in ander mense se hande moet los nie. Ons gaan dit doen van nou af self, as die Here se wil is.
So, shout out vir hy guys, vir die ouens wat dit moontlik gemaak het. Shout out vir julle vir die small ups and downs. Ons mos maar altyd maar dit, maar ons kyk verby dit. But in die vervolg, ons gaan dit verbeter. Daai was vir die events op die Easter weekend en het ons pool gehad. As usual mos maar die pool. Ja, die pool is mos maar net iets anders. Ons het definitief rugby ook gehad. Daai weekend. Ons het rugby ook gehad. Ons het nou nog vir 'n geruime tydjie rugby. Ons het nou nog vir 'n geruime tydjie pool. So is winter nou. So die events gaan nou 'n bietjie stil raak because ek weet die mense like uitkom nie. In Willemo definitief buitekant gaan ons wees, maar as dit by events kom, nou ek dink ons gaan baie goed doen met events as dit in die winter kom. So ons sien mekaar in die somer weer definitief buitekant by events. Wat die sport betref, ons het 'n nice time. Sover het ons 'n nice time by die sport. Ek gaan definitief deur die ding hardloop vandag. Deur die episode hardloop vandag because why? Was so baie dinge wat gebeur het en is onmoontlik vir iemand wat sonder niks hier sit en net praat om vir julle 'n baie duideliker update te gee oor dit. Because ek is 'n prater, ek praat uit my kop uit die notes so nie. Ek kan vir julle sê so ver as wat ek kan kom, hoe ver ek was. So terug by die sport, so ver het ons nog net ek persoonlik, as ek praat van die sport en ek sê ons, dan praat ek van my persoonlik because why ek word baie verkeerd verstaan. Nie deesdae nie, ek sal nie sê deesdae nie, in general as dit by die sport kom, in Willemo, veral by die rugby, buiteklub rugby word ek seker die verkeerdste verstaan, oor natuurlik vir wie ek ondersteun, maar die manne wat weet sal verstaan, ek kan nie bias wees nie, ek kies nooit kante nie, ek is 'n man wat kante kies nie. Vir my is dit ek ondersteun rugby, ek het 'n baie groot liefde vir rugby, sport in general, veral sport wat my aandag trek, om so te sê. So wat ondersteuning vir my betref, sal dit wees Willemo, dan natuurlik word dit mos nou opverdeel. Deesdae vir my, ek weet die mense, vir hulle is dit dalk snaaks, maar vir my is dit net so lekker om te sien dat ons twee clubs wat natuurlik moet nie teen mekaar speel, because daai is die eindgoal vir hulle, nie vir my nie. Vir my moet hulle saam speel en ek het vir die guys gesê in verlede week, because why, wat gebeur het is dat, omdat die Giants is die een groep, hulle speel EP, wat dan nou Ooskaap is, en dan nou Willemo United speel, SWD wat dan nou Weskaap is. So, thuisgames gaan soms op dieselfde dag val, vir Willemo wat moet thuis speel, Giants wat moet thuis speel, en vir Willemo United wat moet thuis speel. So, die Here bestuur het dan toe so dat al twee die games moet op een dag gebeur, en dat die veld moes nou dan doen, ons het net een veld in Willemo, en hulle het getraai, dit organise, en dit het my hart bly gemaak, dat hulle op die einde van die dag vir my kon tyd aanstuur, en te sê dat, ja maar hier is die tye dat Willemo Giants en Willemo United gaan saamspeel op een dag op dieselfde veld. So which means is dat die goede begin balance mos nou, man. Ons begin bou die ding wat dan nou so mooi is om net rugby af te show vir die mense van Willemo. Maar op die einde van die dag word buitekantse dinge, ek sal sê is buitekantse dinge, because why, mense like persoonlike goed te bring na ander mense toe, because why, jy moet eerste moet onthou, veral ek sal nou nie weet, because ek was nog nooit deel van 'n bestuur, of deel van 'n whatever nie, ek ken nie die proper Afrikaanse woord om het vir jou te beskryf, maar ek gaan dit try verduidelik. Ek was nog nooit deel van 'n organisasie waarby ek moet lei nie, because why, as jy in 'n leierskapposisie staan, dan moet jy kyk vir wie jy lei, en for some reason is ons twee clubs
besig om net te kyk aan wat rondom hulle aangaan. Hulle kykie dat hulle lei nie net die span selfie, hulle lei nie net die manne wat op die veld is, maar hulle lei die mense wat langs aan die veld ook is. So as jy impulsiewe besluite maak om sulke mooi dae te saboteer, ek sê nie enige iemand die dag gesaboteer, because ek gaan nie mense name shame nie. Ons is by die punt waar ons name noem. As jy in die vorige episode gekyk het, ek weet nie of ek het genoem het nie, maar ek sal dit baie graag vir jou wil noem. Ons moet accountability begin vat. As ek weet ek het verkeerd gedoen, so be it. Jy moet net begin accountability vat. Ons moet kan sê, Rodwin, jy het verkeerd gedoen op die volgende. Hier is die evidence dan. Maar mense soek altyd evidence, en even though jy gee hulle evidence, dan gaan hulle nog steeds die ding try shift om a different narrative, because why? Hulle wil altyd net die voorbeeldigste voorkom, en is verkeerd, because why? Vir my as 'n ondersteuner, ek is nie 'n rugby speler, maar ek is 'n ondersteuner, jy sal my nooit nie op die baan kry nie. Al het ek die geld, ons gaan 'n plan maak. Ons gaan kyk, because why? Daar speel vriende van ons daar, en vir daai vriende sal ons altyd gaan ondersteun, because why? Ons weet wat steek in hulle. So, vir die leiers dan, om so te sê, ek gaan sê leiers, because why? Hulle is die mense wat lei, en dan praat ek nie van die coaching staff, hy is totaal 'n ander subject, hy. Ek praat nou van die persone wat letterlik die touwtjies trek aan die agterkant vir ons, om dan nou uit te kom en die games te kom kyk. Daai persone is mos dan nog geskeer in twee. Sy het nou twee besture wat dan nou teen mekaar dinge afspeel in 'n manier wat dan op die einde van die dag dit vir ons as die ondersteuners van Willemo ingeheel, because ons praat nou van Willemo in general, wat dan nou kom rugby kyk, whether jy kom kyk vir die Giants, whether jy kom kyk vir Willemo United, in beide clubs is daar iemand wat geaffiliated is aan jou, as daai die proper Engels is. So is verkeerd van ons om die ding lelik te maak, is vir my baie mooi. Ek het vir hulle gesê, my hartse wens sal wees dat ons dit begin van skole rugby eerste, dan daarna begin die clubs te speel, en dan is daar klein dingetjies waarby ons mekaar aanval. Ons is baie greedy sometimes as dit kom by geld. Ek het nooit geweet die geld wat ons gaan betaal by die hek is iemand se geld. Ek het nog altyd gedink is die speler se geld, en dat ons daai geld betaal sodat die klub kan groei en dat die spelers kan op die einde van die dag benefit daaruit, die geld wat ons bring. Ons het die geld vir mense gebring nie. So die ding wat gebeur waar as ons sê ons wil laat al drie hy organisasies by mekaar kom, because hy's 3 organisasies, hy's die skool, hy's 2 buiteklubs. Hoekom kan al 3 daai, en om dit baie interessant te maak, kan jy 'n 4de organisasie bybring. Jy kan sê vir die netbal kom by, because by die netbal ondersteun nog elke naweek as dit kom by tuis games, al kom verkoop hulle goed, maar hulle is daar. Ek is seker al die dames moet betaal om aan te wees. So as jy daai 4 organisasies van Willemo by mekaar bring, hoekom kan ons nie al hy geld maak by die hek wat ons gee, wat die ondersteuners is, wat die ouers is, wat die niggies is, wat die neefs is? Hoekom kan ons nie dan daai geld vat en dan deel deur die 4 organisasies? Whatever jy kry jy, maar op die einde van die dag gaan dit oor die principle. Ons wil vir Willemo se sport vorentoe vat, because as ons gaan kyk, Willemo se sport is besig om, is maar net, ons kyk net uit na die rugby. Die dames van die netbal moet maar hulle eie way maak, beklei, because ons weet hoe's vroumense ondersteun nie mekaar nie. Is maar die bietjie rondom jou wat jou gaan ondersteun as jy regtig goed doen. So vir die mense wat lei, asseblief man, laat ons hy mense by mekaar bring. Ons moet definitief hy mense by mekaar bring, want hy is die jeug. As ek praat van die jeug, dan is dit 'n hele ander topic, because ek los 'n ander organisasie uit wat dan nou die sokker is. Ek is baie misinformed met die sokkers. Ek kan gaan kyk in die vorige episodes, ek bly dit noem. Ek in die sokker, ek en Wayne is baie by mekaar, maar daar's nooit die constant sokker talk wat ons het, sodat ek ook kan up-to-date bly met die sokker. Maar as ons die 5de organisasie kan inbring, die 6de een is hy groei ook op sy eie conversations gehad saam in die manne van die cricket. Daai manne groei op hulle eie, hy manne het hulle eie ding wat hulle mee besig is, maar daai is die 6 organisasies. Ons moet daai 6 organisasies by mekaar kry, dat ons sport kan groei.
Because why? Ek sal altyd sê en ek glo aan een en elk van ons het 'n jong man in die straat. Alles het die kind in die huisie, maar hy's 'n jong man in die straat. Hy's ewen 'n groot man in die straat wat opkyk na jou en wat jy doen, so en wat jy doen. Laat ek Afrikaans praat. Ek is baie ernstig vandag. But ja man, daar's 'n rede hoekom ek seker so ernstig is, because is iets wat my baie raak, veral by die sport. Ek mag verkeerd wees. Ek mag verkeerd wees in baie maniere. Sien, so as dit by die sport kom, wil ek nie baie goed te hoor van mense wat saboterend optree teenoor die sport, because why, op die einde van die dag gaan dit groot mense is wat so optree, en nie eens die kinders wat actually die sport doen nie. Hy manne het so baie liefde vir mekaar. Ons wil so baie graag hê ons spelers moet raak gesien word en daar buite wees, maar nou kom ons en ons saboteer dit. Maar moenie laat ek baie lank dwaal daarop nie. Ons gaan aan na my volgende topik wat ek nog net pas geraak het, because ek praat uit die kop uit vandag, soos altyd mos, maar ek praat uit my kop uit. Maar voordat ek aangaan na dit toe, net om 'n sport update te gee, man, ek gaan nou wegbeweeg van die sport af, sal wees dat Willem United speel die naweek weg. Hulle speel teen Adias, as ek 100% reg is, speel Willem United teen Adias die naweek, so hulle speel 'n weggame. So dan maak dit die veld beskikbaar vir die Willem Lions dan om hulle game te speel teen Noupoort. As ek die naam Noupoort noem, en dan verlang ek 'n ander vriend van my wat daar bo bly in Noupoort, ek hoop hy gaan 'n draai kom maak die naweek. So ja, daai is die twee games wat ek van weet. Dan het ons, ek is regtig up to date met die sokker. Hy guys speel hulle eie liga. Dan sit die netbal, die dames is nog besig met hulle eie Eden, wat hulle speel mos nie meer die local goede wat ons speel. So big ups vir die guys vir die naweek. Julle moet geniet, man. En onthou, ons het altyd rugby eerste. Moenie laat enigiets anders in die middel kom van jy en jou rugby nie. Ja, so om aan te beweeg na dit wat ek genoem het, dan sal dit die jeug wees. Ek weet ons is in jeugmaand of whatever 'n mens dit noem, soos June maand, is youth maand, is jeugnaweek, is jeug whatever. But ek het 'n conversation gehad saam met 'n ander vriend en sy kollega, because hulle werk kind of in die vir die department, sien jy. So ek vra vir hulle, wat gaan hulle doen vir jeugdag? En dit was die 12de wat ek die vraag vra. Imagine you, ek vra vir jou, ek vra die 12de vir iemand wat vir die government werk, wat gaan hulle doen vir jeugdag? Daai manne het kon net vir my sê dat hulle gaan nog in 'n meeting gaan sit oor dit. Imagine jou, is al die 12de, die 13de is die Vrydag, which means is op 'n Vrydag, ons weet hulle werkie, word nie gewerkie. So daar gaan geen planne wees nie. Daar gaan geen regte effort ingesit word nie. Ons gaan maar net weer eens hoor, was 'n jeugdag op die baan, dinge is genooi, waarby ek voel, die jeug word regtig een kant toe gestoot in so many ways, en dan gaan ons weer eens sê, die jeug wil nie werkie, die jeug stel nie belang nie, die jeug is vieslik. Allei duisend goede, sy kan dit noem, sy kan 'n hele lys goede maak van hoekom die jeug so negatief gepitse word toe sy. Maar ek weet vir 'n feit, op die oomblik weet ek dat daar gaan nie 'n jeugdag wees vir ons nie, om na uit te sien nie. As daar een gaan wees, gaan dit definitief iets wees wat iemand gaan doen wat definitief nie van die department af gaan kom nie. Because why? Nie eens die munisipaliteit worry meer om vir ons 'n jeugdag of whatever te doen nie. Even though hulle sien hoe baie besig die jeug is. As jy in elke lokasie, elke vlakkie kom, sal jy sien die jeug is besig om hulle besig te hou met iets. En in ander gevalle gaan jy die jeug by die winkel kom kry. Die jeug staan by die winkel, die jeug staan in Skarl Ranchies, die jeug staan in Rookdagga. Ek weet nie, gaat hulle my vleie kom dit te sê nie, maar daai is
Daai is wat hulle sien. Sy gaan nie vir my sê die leiers, ons is weer eens by leiers, die leiers van 'n plek soos Willowmore beweeg nie deur die lokasies nie en sien nie waarmee die Here hulle besig hou nie. En try nie iets create nie. Dis die maand om dit te create en daar gaan niks gecreate word nie. As 'n mens sien, dan sien jy net, ja, hulle create iets, maar is nooit onder by die klein dorpies nie. Is altyd net daar waar gesien kan word, waar dit blink en waar die foto's mooi gaan lyk. But ek hoop iemand gaan iets doen en ek hoop op die einde van die dag dat dit uit die hart uit gaan kom en dat dit nie net gedoen gaan word om iets te PR, because why? Mense like deesdae alles PR en net vir die foto's, man. Ek het dit gedoen en ek het dat gedoen. But a big shout out vir die guys vir any plans wat hulle het vir jeugdag wat dan nou definitief maandag gaan wees. Ek weet maandag het hulle gepraat van daar gaan 'n pool kompetisie wees. So definitief ek is die deel van dit, want ek is seker mos nou maar nie meer deel van die jeug. But ja, sorry. Terug by dit, jeugmaand is ook 'n ander maand wat dan nou ook mens health awareness or something like that dit betref. So in my mind as ek hoor van mens health awareness, what, dan dink ek net vir myself en ek maak examples of ek kyk aan mense wat aan nou die manne wat nou in my lewe is. Ek sal sê is die manne wat in my lewe is, because by die manne wat ek elke dag saam mee associate is. So as ek dink aan dit, dan sal ek sê, ek bly dit sê, ek het dit nog altyd gesê. Die ouens tree nie normaal mee op nie, man. Sometimes ek sal ook sê, in certain cases, ek tree seker nie normaal op nie. Sien jy, en mense sal dit basically dan question om te vra, hoekom tree die man so op? Sien jy, hoekom tree hy man so op? Ek lag, most of the time lag ek as ek die manne sien so optree. It's very abnormal. Sien jy, en daai is waar daai ding inkom, waar die man besigheid inkom. Because ek voel net, en ons almal weet dit, as 'n man jy mag nie praat, ek gaan nog goed te sê wat ons almal weet. As 'n man jy mag nie praat, as 'n man jy mag nie hy jy moet 'n man. Sien jy, die ouens gaan lag as ek nou by hulle kom en ek kom sê vir hulle, nee man, ek bla 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 bla. Sien jy, ons gaan nie situasies skep wat in hulle koppe gaan reality raak so. Imagine, sien jy. Maar in 'n plek soos Willowmore het ek nou al gesien. Ek voel net, is maar net weer eens my opinie. Ek voel ons het die werkie, to say one, ons het die werkie. And whenever they create work, it's only for them. Ek het al die goede gesê, ek sê dit baie, maar ek wil kom by die punt dat as ons die werkie, dan is ons baie nederig. So jy sal ons rond sien hang. Weer eens, ons is by die winkels. Ons hang rond, ons moet skarrel. Verstaan jy? Ander manne van die winkel af val jy om vas in verkeerde dinge. Weer eens. So jou mental health is lankal nie meer okay nie, because as jy by die huis kom, sy kom in 'n skel in. Sy gaan altyd geskel word. As jy by die huis kom, is weinig wat jy by die huis kom, is maar baie min ouers wat gaan net appreciate te wees, of maar net alright gaan wees met die situasie dat sy miskien dalkie werkie, om so te sê, because ek blame het op werk, ek blame dit op die feit dat ons werkie, so which means sy wil ook naweek 'n deel is van die conversation. Ja, is jy nodig, but that's how life is. Sy kan nie wil net by die huis wees, because as jy by die huis is dit ook 'n probleem. So sy wil ook buite wees, sy wil ook vriende hê, en in klein plekkies soos Willowmore, ek sal my conversations gaan ek altyd in die ronde van Willowmore, because daai is waar ek op 'n day to day is dan. So vir my is dit net dat as jy nie werk, is stressvol. Ek kan dit sê, because in my heel eerste episode het ek veel gesê, ek werk. Sien, as ek veel kan tel, hoeveel keer het ek al gespeel vir die jaar, wat dan nou definitief vir my geld generate, sal dit seker op my 2 hande kan ek dit tel. Weer eens, ek is dankbaar vir dit, maar wat van die ouens wat maar net, hy man wag nog altyd. As ouens wat nog altyd wag, dinge het nog nooit beter geraak vir hy man. Ja, hy eet. Ons weet nie hoe hy eet nie.
sien jy, ons weet nie hoe hy manne dit doen nie. Sien jy, hulle is nog nie in drugs vasgeval of enige ietsie, maar hy man drink elke naweek. Hy man kan nie in 'n stable relationship wees nie. Because why? Daar so baie ander dinge waarmee hy man saam moet beklei by die huis, maar saam wie kan hy man praat? Sy kan nie saam jou, sy kan nie saam jou partner lately eens mee praat. Because why? Om eerlik te wees, elke uitval, jy sal hoor, huil jy. Sien, jy huil mos as dit is en as dit is. Jy huil mos maar. Nou, mans word baie afgebreek in most cases. En is nie iets wat jy moet baie ligtelik opvat. Die baie manne resolve in monsters op die einde van die dag. Baie manne draai in monsters uit. Because why? Sy kry ouens wat, sy sal hoor, hy man het hom doodgeskiet, of hy man het dinge soos, hy man het dit gedoen, hy man het gesteel, hy man het ingebreek, verstaan jy? Hy man is besig om mal te raak, dan sal niemand kom vra, hoe gaan dit saam met jou nie? So min mense wat vir my even vra, hoe gaan dit saam met my, because hulle ken my antwoord. My antwoord is altyd dieselfde. Saam met my gaan dit goed. No matter what, dit gaan goed saam met my, even met trane in my oë. Dit gaan goed gaan saam met my, because why? Ek is te bevoorreg, man. Ek is hopeloos te bevoorreg. Die Here gaan ons op 'n punt in ons lewe bring, op 'n ouderdom in ons lewe bring, waar jy dankbaar is vir die kleinste dinge. Because why? Sy sien mense, sy ken mense wat baie minder het as sy. Sien, so hoekom kan ek vir jou elke dag sê, as jy vir my sien, dit gaan goed saam met my nie? Maar wat van die persone wat dan nou nie kan praat nie? Wat van die persone wat dan nog nie in hy stadium is van hulle lewe waar hulle okay is en om te kan sê dat is fine, man. Sien, is wel nie okay vir nou nie, maar omdat ek glo gaan dinge beter raak. Wat van hy persone? So ons moet begin 'n gewoonte maak om vir mekaar te vra, hoe gaan dit saam met jou? Ek bly dit vir die manne sê, dan dink hulle is dit so. Ek sal altyd kom en sal ek vir jou vra, hoe gaan dit saam met jou? En dan sal jy dit as 'n grap vat. Because why? Is baie min mense wat wil weet hoe dit met jou gaan. En nie, wat gaan ons doen vandag? Watter klere trek jy aan? Bla bla. Nee. Hoe gaan dit saam met jou? Hoe gaan dit saam met jou ma? Sien, jy moet begin kyk jou cirkel. Ander iets wat ek ook raak lees, hulle sê jy moet jou cirkel dobbel. Sien, jy sal saam met mense loop. Hulle sal sien, jy's vuil van agter. Hulle sal jou nie afvee nie. Because hulle wil vir die volgende persoon sê, kyk hoe lyk hy, kyk hoe hou hy hom. Sien, maar dit is jou cirkel. So, kyk aan die mense wat rondom jou is. Ek sê nie, dit is iemand se verantwoordelikheid om seker te maak, jy's okay nie. Maar daar is sommige mense wat maar net, hy gaan maar net veel vra, praat hoe gaan dit saam met jou, man? Sien, of my suster, hoe gaan dit saam met jou? En ek dink, daai is hoe ons mekaar beter gaan leer ken, want daar is so baie mense wat vir my deesdae aankyk, en hulle ken nie my nie. Net omdat ek sekere besluite gemaak het in my lewe, voel sommige mense, hulle ken nie my nie, of hulle judge my for something else, maar daar was 'n tyd wat niemand vir my kom vra het, en tot vandag toe, niemand het die guts, of niemand het hy courage, of niemand is so naby aan my om vir my te kom vra, hoe gaan dit saam met my nie? Miskien sal ek vir jou kan vertel, hoekom ek die persoon is wie ek vandag is, because why ek voel, ek is nie dieselfde persoon wat ek gewees het 'n paar maande terug, 'n jaar terug. En baie mense sê dit vir my, baie mense interpret dit verkeerd, baie mense verstaan my verkeerd deesdae om te kan sê dat ek hou my lekker of ek hom nee. Ek voel net ek wil nie meer in dieselfde space beweeg nie. Ek was 'n baie voor persoon, ek wil 'n baie agter persoon wees, maar jy gaan my sien. Even though ek sal nie praat saam met jou nie, ek is nie kwaad vir jou nie. Ek protect my mental health, because why? As min mense wat omgee oor jou. En tot wanneer jy iets irrational doen, tot wanneer jy iets onverantwoordeliks doen, dan is dit die oomblik wanneer hulle besef, die man is nie okay nie. En is nog steeds baie min mense wat besef dat jy okay is. Maar ek sal dit altyd sê, ek sal dit altyd noem, ek wens uit my hart uit dat een en elk van ons wat deur die donker dal gaan, dat die Here noem dit baie mooi, al gaan jy deur 'n dal van donker skade, ek weet nie of dit korrek is nie,
Moet geen onheil vrees nie, man. Wees sterk, sien jy. Kry vir jou hy persoon wat vir jou vra hoe dit met jou gaan en maak seker sy deel met hy persoon in 'n manier waar sy heel, man. Sien jy. Ja, as groot mense wat ek voorsê, kom by mekaar. Ek en my ouma het daai tipe gesprek. Ek en my ouma het weer net die ander dag gepraat. Ek het vir haar gesê, ons moet by mekaar kom en ons moet huil. En dan praat ek van ons moet by mekaar kom en ons moet huil, want ons loop met sware harte hier rond. So, vir elke persoon wat deur iets gaan wat dink, dit gaan nie okay wees nie. Soms kere is dit nooit okay nie. Moet laat ek hier sit en maak asof alles gaan okay wees nie. Soms kere gaan dit nooit okay wees nie. Maar moenie opgee nie, man. Jy moet sterk wees. Sterk wees. Find your person, speak to your person. Begin vertrou mekaar. Sien jy? En as dit die persoon vir jou is, jy moenie sleg voel nie. Sny af, find the next one, maar moenie sit met al die goede nie. Protect your health, man. Kyk aan julle gesondheid. Al lewe ek hier gesondheid. Maar ek sou sê, die gezondste ding waaraan jy kan kyk is jou mind. Jy moet jou mind sober hou. Because why? Sometimes doen ons baie onverantwoordelike dinge, maar moenie laat ek te veel dwaal op dit nie. Sien jy? Dat ek te veel dwaal op dit nie. Vir die winter wil ek hê, julle moet baie, hou julle warm. Hou julle warm. As daar iemand is waar jy kan help, en jy sien, jy kan die persoon help, as 'n bietjie koud, as 'n bietjie warm water, as so kombers, as 'n top, as iets wat jy kan vir die volgende persoon gee. Moenie skaam is nie. Net iemand wat dit regtig gaan waardeer, sal dit nooit in jou gesig teruggooi nie. En moet dit nooit in daai persoon se gesig teruggooi nie. Ons doen dit weinig waar ons mense help om gesien te wees, of waar ons mense help om môre vir hulle te sê, ja, maar is deur my wat die volgende en die volgende. En ons moenie dit doen nie. As mense wat regtig struggle, joh. As jy vir my kyk, ek sal elke dag dieselfde persoon wees, maar ek het my eie battle wat ek fight. Sien, is baie min mense wat weet die battle wat ek fight, maar jy sal my nooit onderkry nie. Geen battle sal my ooit onderkry nie, omdat ek glo dat die Here sal dit eendag weer okay maak. Sal nie vandag wees nie. Wanneer is ons tyd, as hom tyd. Sien jy, so my word of the day. Sien jy? My word of the day. Ek het gedink dit gaan 'n kort episode wees, maar ons het ver gekom vandag. Ek hoop ek gaan nie vir te lank weer wegbly nie. Voordat ek die word of the day gee, ek hoop ek gaan nie vir te lank wegbly nie. Ek soek nog steeds iemand wat saam met my kan gesels. Ek praat nou Afrikaans. Ek hoop ek kan hy groot man hier kry. Laat ons 'n bietjie gesels oor waarmee hulle self besig is, of aan die groot manne van Willemo wat nou al besef het dat hy gaan nie help kom nie. Die jong mense het nog nie besef, die groot manne van Willemo het al reeds besef dat hy gaan nie help kom nie. Ek hoop ek gaan een van die groot manne by my kry, net om vir hulle te kom gesels, en net vir hulle te sê hoe misinformed ek en hulle is oor die opportunities wat daar buite is vir die jong mense. Omdat my word of the day nog altyd sal bly, ons bou en ons breek nie af nie. Remember, bou moenie afbreek nie. Word of the day, definitief bou moenie afbreek nie. Don't forget to like, comment, share en subscribe. Moenie laat ek beklei nie. Like, comment, share en subscribe. As jy sien haar by my page en haar staan, sy is nog nie gelike, sy is invited, asseblief man. Moenie laat ons beklei nie. Like, comment, share en subscribe. Dankie.